As ek dink aan die goedheid van Jesus en aan alles wat hy vir my doen, in my hart roep ek uit, halleluja, hy die Here vir die redding van my siel. Ja, as ek dink aan die goedheid van Jesus en aan alles wat hy vir my doen, en my hart roep ek uit, halleluja, prys die Here vir die redding van my siel. Ja, as ek dink aan die goedheid van Jesus en aan alles wat hy vir my doen, en my hart roep ek uit, halleluja, prys die Here vir die redding van my siel. Ja, as ek dink aan die goedheid van Jesus en aan alles wat hy vir my doen, en my hart roep ek uit, halleluja, prys die Here vir die redding van my siel. Halleluja, as ek dink aan die goedheid van Jesus en aan alles wat hy vir my doen, en my hart roep ek uit, halleluja, ja, prys die Here vir die redding van my siel. Ja, dankie Here Jesus. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dankie Here Jesus, dat u die middelaar is, dat u die deur is. Dankie dat u die een is wat intree, versoening doen. Dankie vir u bloed, dankie vir u liggaam, dankie vir die kruis, dankie Here vir die versoening wat u bewerk het. Halleluja. Dankie dat die wedergeboorte daaruit gekom het, sodat ons wedergebore kan word uit God tot kinders van God. Halleluja. Ons eer u omdat ons waarlik besef, soos ons gesing het, net goedheid en guns. As ek dink aan die goedheid van Jesus, alles wat hy vir ons doen. Oh, halleluja. Here, ons mond en ons tong kan dit nooit vertel. Alles wat u vir elke een van ons elke dag doen. Dis genade op genade. En ons eer u daarvoor. Halleluja. Ons is dankbaar dat ons in hierdie dag weer so saam kan wees rondom die woord. En ons dankie Here dat u woord waarlik ingang in elke lewe sal vind. En laat elke een dit as iets blywends ontvang. Iets wat kan binne bly en ook met blydskap kan ontvang. O Here, dis soos die woord sê, laat ons dan met sagmoedigheid die ingeplante woord ontvang wat in staat is om ons siele te red. Here, laat dit blywend sal wees, met blydskap die woord van God elke dag te onderhou en daarvolgens te wandel. Halleluja. Ons eer u dat u woord vir ons gegee het, geskrewe sodat ons dit kan lees, in ons hand kan vashou en dat dit ons harte kan bereik deur die Heilige Gees. Dankie daarvoor. Dankie. Kan vra Here dat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê, en ons dankie Here dat u elke oor bestryk met u bloed, sodat die waarheid van die woord, die volheid van die woord, ja, sal ingaan in elke lewe, en ons prys u daarvoor. Seën ons nou so saam in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar
om so saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus en ons dank die Here weer eens vir sy onfeilbare woord en ons dank die Here dat ons dit kan doen soos die lied sê, stuur die lig, die evangelie lig, laat dit skyn van see tot see en ons dank die Here vir 'n platform waarop ons kan werk om hierdie evangelie lig te versprei, die evangelie van vrede en ons wil vir die Here dankie sê vir Pastor Darry en sy vrou Christel wat hierdie werk begin het en dat ons so hierdie evangelie kan verkondig op Joy Gospel Radio en ons bid vir hulle dat die Here hulle waarlik sal seën en sal voorsien in alles wat hulle nodig het sodat hierdie werk sal voorspoed hê reg oor die wêreld sodat die evangelie van Christus baie mense kan bereik. Prys die Here en ek is Pastor Flippie Gerber. Ek is die aanbieder van Pinksterkind. Weereens wil ek dit sê, ek is in Pinkster gebore. Halleluja. Ek het nie in 'n Pinkster ingegaan nie. Ek gaan in 'n Pinksterkerk om daar saam met almal te aanbid. Maar die Pinkster wat ons belewe binne in die kerk, daarin is ek gebore en elke een wat weergebore is en die Heilige Gees ontvang het met krag, heerlikheid, spreuke in taal ensovoorts, nou, is iemand wat in Pinkster gebore is. Hy's ingebore. Halleluja. Dit meen Pinkster is sy erfenis. Want hy is daar ingebore. Halleluja. En ons moet hierdie erfenis van ons baie mooi bewaar in die tyd waarin ons lewe, want daar's baie namaaksels van Pinkster in die wêreld vandag. En ons dank die Here daarvoor. Die belangrike deel van Pinkster is dat die Here die Heilige Gees gestuur het en ons is gevul met die Heilige Gees sodat hy ons kan leer en lei in die hele waarheid en dan sê in Romeine 8, hy sê almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van die Here. Onthou dit is baie belangrik. Nou ons is steeds by die wapenuitrusting en dit word vir my net elke dag wonderliker. Halleluja. En ons het wat ek vandag by u wil tuisbring oor die wapenrusting. Ek het dit al genoem dat die innerlike mens word toegerus met 'n wapenrusting. Hierdie is 'n baie wonderlike ek wil amper sê 'n verborgenheid wat die Here met baie mense deel, maar ons besef nie wat die hele impak van hierdie saak is, sover dit 'n wapenrusting aangaan nie. En ek het dit al vir u genoem dat, soos gesê het, die innerlike man word bewapen met 'n wapenrusting van God, sodat sodat ons kan staande bly. Ons fokus vandag gaan oor die uiterlike. En mense kan nou sê net wat hulle wil. Die uiterlike is die grootste, ek wil amper sê, struikeling in my lewe, sover dit die innerlike man aangaan. Halleluja. Daar staan 'n skrif wat die Here gesê het, die siel wat sondig sal sterwe. Nou, ek en u bestaan uit liggaam, siel en gees. Die liggaam is die dop. Dis die uiterlike. Die siel en die gees het te doen met mekaar na die innerlike. Halleluja. En ek wil nou vandag vir iets sê. Dit kan vir u miskien 'n skok wees. Dat die wêreld, die Bybel sê dat so lief het God die wêreld gehad. Die wêreld wat God lief het, is die mens met 'n lewende siel. In werklikheid het die Here jou siel lief. Nou gaan ek vir u iets sê.
Die Here het nie kom sterf vir my vleeslike liggaam. Want die vleeslike liggaam het niks. Dis 'n dop. Maar wat in hierdie liggaam is, 'n lewende siel, dit is wat God liefhet. Wil jy nou vir my sê, pastoor, die Here het my nie lief nie? Omdat die Here jou siel liefhet, sluit dit outomaties jou liggaam in. Maar nou gebeur die ding. Die mens word lief vir homself. Dit meen vir sy liggaam en nie lief vir sy siel. En kom ons wees eerlik. Hoeveel voorbereiding doen jy aan die liggaam, die uiterlike, om goed te lyk as jy in die straat loop? Kom bietjie, hoeveel rande spandeer jy sodat jou uiterlike tog net moet reg lyk as jy iewers beweeg? Is dit reg? Ek meen, hulle koop verf vir die oë en hulle koop verf vir die wange en dis tattoos en dis geld en dis alles, né, sodat die uiterlike vertoon kan word. Dat dit reg is. En weet jy wat die verskriklikheid van die hele saak is? Die mens wil sy uiterlike reg vertoon, maar as jy kyk vandag, ek noem dit, na die kleredrag van die kerk, ek praat net van die kerk, dis, hulle trek aan soos hubbels, slenterdag. Ek meen, daar is geen, ek wil amper sê, beeld wat uitgedra word, dat hierdie mense waarlik kinders van die Here is nie. Want as dit God behaag het, om vir die innerlike man 'n wapenrusting te gee, wat het die Here gedoen met die uiterlike? En nou gaan ek terug na Adam en Eva toe. En dit is dat Adam en Eva toe hulle sondig, en dit is ons as mens. Ons wil hierdie ou vlees, hy moet gepamper word. Verseker, né? En ek moet tog net nie seer kry nie, en ek moet tog nie dit en tog nie dit nie. Halleluja. Adam en Eva, toe nadat hulle gesondig het, toe probeer hulle liggame toemaak. En hulle maak vir hulle skorte. Maar die skorte bedek net sekere dele. En ons sien dat die hele wêreld het beweeg na Adam en Eva, wat net skorte aangaan. Vandag noem hulle, ek wil amper sê, die swembroek van die man vandag is soos 'n skort, of sy onderklere. En die vrou het natuurlik wat hulle noem dit 'n bikini. Ek meen, en dit is hoe hulle rondloop. Dit is wat Adam en Eva gedoen het. Hulle het net sekere dele bedek en nou is alles reg. Die naakte liggaam verder is daar niks verkeerd mee nie. En ek wil net iets vir u sê. Halleluja. En dit is dat die Here God, toe hy met Adam en Eva praat, en hy sien, hulle staan met hierdie skorte aan. Dit is die God wat ek aanbid. Toe die Here God geweet, nadat hy die vervloeking uitgespreek het, en God slag die bokke, om vir hulle 'n kleed te maak, 'n bokkleed. Ek weet, dis wat die woord sê, nie rokke nie, 'n bokkleed. Engels praat van 'n garment. Wat vir my hier wonderlik is, God het daar nie besluit, dit was vir hom
'n noodsaak dat hierdie mens wat eintlik sy geslag kan nie so nakend rondloop nie. Dit meen daardie skorte wat Adam en Eva aangetree het, was vir die Here 'n naaktheid gewees. En my maaksel, hierdie mens met 'n lewende siel wat ek liefhet, hulle kan nie so rondloop. En die Here maak vir hulle skort. Die Here maak vir hulle 'n kleed wat hulle hele liggaam, hulle arms, hulle bene ensovoorts bedek. Maar ons in die kerk, ons trek ons weer nakend uit. Dis waarom hy in Openbaring sê, hy sê kyk, ek kom gou en my loon is by my. Hy sê hierdie woorde, miskien moet ek dit vir u lees, want dit is vir my dat u dit kan sien. Openbaring 16. Die 15de vers. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar. Wat? Sy klere. Dit meen dit wat die Here vir die mens aangetrek het. In die tuin, in die Nuwe Testament, weet ons waar hy praat van klere, praat hy van die wit kleed. Jy moet jou wit kleed rein bewaar. Maar jy kan nie sonder hom rondloop nie. Nakend rondloop nie, maak soos jy wil nie, met jou liggaam nie. Hy sê hierdie woorde, sodat jy nie miskien naak rondloop en hulle sy skande sien nie. Halleluja. Adam en Eva met skorte aan. Hulle skande is gesien en God maak hulle toe. So waarom sê jy dit? Ek sê dit net om vir u iets te wys hier. En dit is dat, ek weet, elke mens kan doen soos hy wil. Ek het niks daarmee te doen nie. Al wat ek kan bring is die woord van die Here en dit is die waarheid. En ek sal dit bly bring. Maar wat hier interessant is dat die geestelike mens of die innerlike man, hierdie nuwe skepsel, die binnekant wat met 'n wapenrusting toegerus is, sy omhulsel, hierdie liggaam is naak. En die sonde wat deur die liggaam gedoen word, het 'n uitwerking op jou siel. Hoor wat ek vandag vir u sê. Dit is waarom die Here red jou siel. Hy red nie jou liggaam nie. En nou het daar vir iemand gesê, ek het niks met jou uiterlike te doen nie. Wat ek bedoel by uiterlike, hierdie ou vlees nie. Praat nie van klere drag nie. Praat van jou liggaam, jou fisiese liggaam. Ek het dit doen met jou siel. Want dis die siel wat verlore gaan. Dis die siel wat in die hel gaan beland. En saam met hom die liggaam. So as die siel onderwerp word aan die begeerlikhede, die luste en die sonde van die liggaam, sê die Here Jesus moenie hom vrees wat die liggaam doodmaak nie, maar vrees hom want die liggaam sowel as die siel in die hel kan werk. So ek en u moet besluit, wie is die sterkste man in hierdie huis? Wie is die man in hierdie huis wat heiligmaking moet lewe, wat heilig moet wees, wat regverdig moet wees? Wie? Dis die innerlike man. Maar nou het die Here deur genade vir ons gegee, dat die dag as ek tot bekering kom, dan sterwe die sonde in my. Ek ben die sonde word tot niet gemaak in my. En die siel word vrygemaak van die sonde.
En nou moet ek hierdie ou Adam, hierdie vleeslike mens begrawe, né, in die doopwater. En dan kan ek opstaan in 'n nuwe lewe. So wat gebeur hierso? Hierdie liggaam moet dood wees. En as jy jouself nog baie liefhet, né, om jou in ek weet Petrus praat van aantrek van klere en parels en al hierdie snaakse goed. As jy jou liggaam dan so liefhet, halleluja, waarom lewe jou liggaam? Hy moet dood wees sodat die siel kan lewe. Maar as jou liggaam begin lewe, dan doen jy skade in jou siel. Pastoor, maar wie van ons sal dan gered word? Die Here red jou en hy verlos jou. Hy verlos jou siel van daardie sonde wat deur die liggaam gedoen was. Halleluja. Maar 'n ding wat gebeur, en ek wil dit vir u lees. Ek gaan net dit kort noem, want dit is baie belangrik. 1 Romeine 7 sê die woord hierdie woorde. Hoor wat sê die woord. Halleluja. Paulus sê, die 16de vers. En as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet tot dit dat dit goed is. Hy sê, as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek die wet tot dit wat goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Hier is 'n baie interessante ding. So Adam en Eva sondig, het deur die vrugte eet. In die mens waarin geen sonde was nie in die vlees nie, ook nie in die siel nie. Toe hy die vrug eet, toe word die liggaam en die siel met sonde belast. En die sonde woon in die mens se liggaam en natuurlik die siel saam. Dis waarom die Here die siel red en nie die liggaam nie. Want as hy die siel red, al woon die sonde nog in die liggaam, as hy die siel red, dan word die siel verlos van die sonde. En dan sondig die siel nie meer nie, maar my vlees as ek die sonde doen. Maar vir dit is daar vergifnis. Halleluja. En nou sê die woord verder. Hy sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, hoor wat sê Paulus, niks goeds woon nie. Want wat woon in my vlees? Deur wat word dit aangedrywe? Deur welluste en begeertes, en dit woon in my vlees. En is dit nie interessant? Jou siel begeer nie daarna. Jou siel het nie 'n wellus daarna. Dis die vlees wat met redding deur die bloed van die lam word my siel gered. En my siel is nou vry van die sonde, maar die sonde woon in my vlees. Dit meen, wanneer ek die sonde doen, is dit nie meer ek. Dit meen die nuwe mens wat dit doen nie. My siel is eintlik die ware ek. Dan doen ek dit nie meer, maar die sonde wat in die vlees doen. Maar hierdie sonde, as ek nie as ek nie vergewe word daarvan, deur die bloed van die lam nie, gaan ek loon ontvang. Wie waar die ek? Hierdie siel van my. Hy gaan die loon ontvang van die ewige dood. Want hy sê die loon van die sonde is die dood. Dit meen wanneer my liggaam sondig, al is dit nie ek nie, word ek onderwerp aan sonde. En daarvan moet ek vry raak. Nou sê die woord van die Here verder. Want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Dis die liggaam.
Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hoor wat sê hy verder. Hy sê, maar ek doen wat ek nie wil nie. Dan doen ek nie meer, dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Dit is waarom ons worstelstryd is. Teen vlees en siel. Daar is die worstelstryd. Want my liggaam word beïnvloed met die owerhede, die magte en die bose geeste en die lig. So my worstelstryd is nie teen my vlees self nie, maar dis teen die sonde wat in my woon. Halleluja. Wat beïnvloed word deur die duisternis van buitekant af. Nou gaan Paulus verder en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike man, maar ek sien 'n ander wet in my lede, stryd voer, hoor dit sê, stryd voer teen die wet van my gemoed, dit ben die innerlike man, en my gevange neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Dit meen, as die vleeslike mens sondig, dan word ek gevange geneem. Dit meen, ons moet ophou sondig en ons kan. Hoe? Deur die bloed van Jesus is daar vir my oorwinning. Dit meen, selfs in my ou vlees. Maar ons laat toe, laat die innerlike man, wat beklee is met 'n wapenrusting, gevange geneem word binne in hierdie liggaam. Ek hoop jy verstaan dit, want dit is baie belangrik. Sien jou liggaam en jou siel as twee persone. En hulle is in 'n worstelstryd. Maar daar is oorwinning deur die bloed van die lam. Halleluja. Kom, laat ons oplet na ons eie lewe. Vader, baie dankie sê dat u woord vir ons wonderbaarlik is. Dankie, Here, al het u ons beklee met 'n wapenrusting na die innerlike man. Here, laat ons nie sal toelaat dat hierdie sonde wat in die vlees woon, dat ons nie gevange, my siel nie gevange neem word deur hierdie sonde nie. Ons eer u dat u vir ons die oorwinning gee deur die bloed van Jesus. Dis die enigste oorwinning wat daar is vir ons. Deur dat u ons vergewe en dat u ons reinig, Here Jesus. Ons prys u daarvoor. Van alle sonde in ons. Dankie daarvoor in Jesus mooi naam. Amen en amen.